hier by dag 4 van Each One Reach One. Ons het gister gesels oor die Here wat ons stuur om disippels te maak. En soos die Here is, stuur hy ons nie net nie, hy gee ook vir ons die vermoë om te doen dit wat hy vra. In Handelinge 1 vers 8 in die Amplified verruim dit so mooi wanneer hy sê, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and even to the ends of the earth. Dit is vir ons so bemoedigend, veral in hierdie Amplified wat sê, you will receive power and ability. Wanneer ons lewe vir die Here gee en ons die Heilige Gees ontvang, kry ons die vermoë om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag om mense disippels te maak. En vir ons was dit deur ons hele lewe lank nog so spesiaal en opwindend om te sien hoe die Here in ons gewone alledaagse mense se lewe kan werk. Ons is nie voltyds in bediening nie, ons is nog altyd tentmakers. En as ek dink deur ons hele lewe, as toe ons pas klaar gestudeer het, toe ons in Londen was in ons tyd, die eerste paar jaar nadat ons klaar gestudeer het, was ons aktief betrokke by die ESO gemeente en daar het ons verskriklik baie huweliksvoorbereiding gedoen. Ja, en ons wou nog al die jare na ons aanvanklike studente uitreik na Thailand toe, wou ons voltyds in die bediening wees en die Here het toegelaat dat daar net nie deure oopgaan daarvoor nie. En ten spyte van daarvan kon ons, waar ons was op daai spesifieke stadium, gebruik word deur die Here. Ja, toe ons terugkom van Engeland af, toe was daar 'n seisoen van klein kindertjies by die huis. En toe was daar weer ander geleenthede om mense te bereik. Ek het die voorreg gehad om by die huis te wees op daai stadium en in my leefwêreld, die mense wat ek kon bereik op daai stadium, was huishulpe en tuinhulpe. Want ek was by die huis en dis die mense in my omgewing gewees, so toe het ons in die omgewing waar ons was, eenmaal 'n week al die huishulpe en tuinhulpe bymekaar gemaak en ons het verskriklik lekker saam gesing en Bybel gelees en Bybelstudie gehou elke week en dit was op daai stadium 'n geleentheid om uit te reik toe die kinders klein was. Om ook dan in meer mense se lewe 'n verskil te kan maak. Ja, later is ons kinders skool toe en dit het nou weer nuwe geleenthede gegee om uit te reik. By die skool is daar altyd nog kinders wat bereik moet word, nie net ons eie kinders nie, hulle disipel ons by die huis, maar ook by die skool, ons het altyd gespot, ons was vir amper 16 jaar ononderbroke deel van dieselfde laerskool waar ons kinders skool gegaan het en vir omtrent 10, 12 jaar van daai tyd het ons poppekas bediening gehad op Vrydagoggende en dit was wonderlik om te sien hoe die Here werk in die kinders se lewe, hulle onskuld en hoe gereed hulle is om Here te ontmoet en van hom te leer en soveel gebedsstappe, prayer walks om die skool en te kon sien ook hoe die Here ons kinders bemagtig, die Heilige Gees ook en hulle ook dan nou disipelmakers maak. Ek dink wat ons vandag vir julle wil sê, kyk net om jou. Kyk net wie's deel van jou lewe, want daar is oral om jou 'n geleentheid waar jy kan uitreik na mense toe. Daar's oral om jou mense wat jy kan bereik. Partykeer is daar geleenthede wat dit maklik is om net sommer in te skakel. Dit is natuurlik die maklikste as daar bestaande projek is om net jou energie en jou tyd daarby in te sit. Byvoorbeeld was daar 'n kinderhuis in ons omgewing van die kerk. Dit was 'n maklike plek om by betrokke te raak want die kinderhuis is klaar daar. Ons kon net eenmal 'n maand soontoe gaan en saam met die kinders tafeltennis speel en saam met hulle braai en sing en kuier. Dis 'n maklike plek om by in te skakel en daar's baie projekte, maar partykeer moet jy self inisiatief neem en 'n projek begin as daar nie 'n bediening reeds bestaan nie en dit is so opwindend om die Here te vertrou want hy sê vir ons hier in Handelinge 1 vers 8, but you will receive power and ability. Hy sal dit vir ons moontlik maak om 'n nuwe projek te begin as daar nie alreeds iets is nie, want soos wat ons nou al deurlopend gehoor het, die goue draad hier, die Each One Reach One, is dis nie in die Here se hart dat mense verlore
sal raak nie. Die Vader wil 'n verhouding met elkeen hê. Miskien is jy die een wat in jou familie, onthou ons praat hier van Judea en in Samaria, oral kring dit uit, maar partykeer is dit naby ook. Miskien is daar in jou familie, moet jy die vredemaker wees. Miskien moet jy die een wees wat die familie bymekaar bring om verhoudinge te herstel en mense weer heen te wys na die Here toe. Dit hang af van wat se seisoen van mense lewe is. Ja, en waar die Here jou wil gebruik. So die vraag op die einde kom neer, is jy tans 'n getuie? Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vraag deur te werk.